is wag op die belofte van die Vader. En om by die wag uit te kom, moet ons deur hemelvaart gaan, waar ons agterkom, eerstens dat Jesus se werk op aarde voltooi is, dit is klaar, alles wat hy moes gedoen het, het hy gedoen. Ons gaan so 'n bietjie oor die voltooidheid van sy werk praat, dan gaan ons so 'n bietjie stil staan by die littekens van Jesus, en ons gaan afsluit met die gedeelte van waar hy opgevaar het na die hemel en sit aan die regterkant van God, sy Vader. Van daar af regeer hy. Ons gaan so 'n bietjie gesels met mekaar oor Hebreërs 10 vanaf vers 11 en 12 as ook Efesiërs 1. Daardie gedeelte, ek dink is vers 3 en 4 wat ons met mekaar gaan deel, wat net bevestigend is oor die feit dat Jesus aan die regterkant van God sit. So ek wil 'n tydlyn of 'n storielyn met u volg vanaand. Maar voordat ons met hemelvaart begin, kom ons raak net ons stil. En ons wag op die Here. Ons wag op dit wat hy vir ons wil sê. Ons raak net stil in wagtende afhanklikheid vir die werking van die Heilige Gees. Ons wag nie weer op die uitstorting van die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees het klaar uitgestort. Maar ons wag vir leiding. Ons wag vir antwoorde. Ons wag vir oplossings. En ons vertrou die Here daarvoor. Die volgende lied wat ons dan gaan luister, gaan ons tema lied vir Pinkster wees. Maar ek wil net met die wagperiode begin en dan oorgaan na Jesus se werk op aarde. Kom ons luister net na die volgende lied. Net om hy was. Hy dieptes roep ek Here oor my stem, in die donker van my hart, soek ek weer die stem, as die sonde sou onthou, wie kan voor u staan, maar by u is daar genade, daar is weer begin. My siel wag op die Here, meer as wagters op die dag, meer as wagters op die môre, hou ek vas, ek wag, my hoop is in sy woord, hy sal kom, hy sal red, my siel wag op die Here, ek sal nie vergeet, in die stilte van die nag, hou ek aan vertrou, selfs wanneer ek niks meer voel, weet ek u is trouw. Meer as wagters op die môre, meer as wagters op die lug, my siel wag op die Here, hy sal kom, hy sal red. Ons wonderlike naam magtige Hemelse Vader. My siel wag op die Here. Here, dit wat ek beleef, situasies wat ek moet deurmaak, teleurstellings, verlies, verwerklikhede, in hierdie oomblikke wag ek op die Here. Ek neem nie die reg in my eie hande nie, ek veroordeel nie, ek neem nie eie besluite nie, ek wag op die Here.
My siel, Here, wag op die Here. Mag dit so wees, mag ons aktief wagtend wees op die uitkoms en mag U wil geskied. Amen. Ons skriflesing gaan oor Handelinge 1 vanaf vers 1 tot 14. Die opskrif is daar die belofte van die Heilige Gees en dan gaan ons oor na Jesus se hemelvaart toe. En die boek Handelinge is dan deur Lukas geskryf en Lukas skryf dit aan Theophilus. En wat opmerklik is dat hy sommer in die eerste paar verse sê, ek skryf hierdie brief van jou, alles wat Jesus gedoen het, sy onderrig tot op die laaste dae. Tot daar waar hy opgevaar het na die hemel, tot daar skryf ek vir jou wat hy gesê het toe hy opgevaar het na die hemel. En dis wat Lukas hier vir Theophilus sê. My eerste boek, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, en hulle nog so stil na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg, vlak by die stad, 'n Sabbatsreis ver. In die stad aangekom, is hulle na die hoë vertrek toe, waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Philippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus die seun van Alfeus, Simon die Zeloot en Judas seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind volhardend gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus, sy broers was ook by. Ons lees dan tot sover, net so twee dingetjies interessant voor ons by die boodskap kom. Die 2020 vertaling praat van vers 8 se vertaling is nie, julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld nie. 2020 vertaling sê, maar julle sal krag ontvang en julle moet my getuies wees. So die woordjie sal in die 83 vertaling is vervang met die woord, julle moet my getuies wees in Jerusalem, Judea en Samaria tot in die uithoeke van die aarde. So dit is so ietsie interessant, die klemverskywing, en dan praat hulle van 'n Sabbatsreis. 'n Sabbatsreis is 880 meter ver. So die feit dat hulle sê die Olyfberg was naby die stad en Sabbatsreis ver, is vir ons 'n indikasie 880 meter. So dis is so ietsie interessant wat ek net vir julle wil noem rondom die gedeelte wat ons
gelees het. Ons het gelees van Jesus wat opgevaar het na die hemel, en ek gaan vir Rassie en vir Wilma vra na vore te kom, net vir ons die ballon ook los te trek aan die onderkant, en dan onthou ons van die twee manne in die wit klere aan die disippels gesê, soos julle Jesus sien opvaar na die hemel, so sal hy weer terugkeer. Wanneer die ballon opvaar, wanneer hy terugkom, weet ons nie, maar dit is net die simboliek van Jesus se hemelvaart, en wanneer die ballon dan opvaar na die hemel toe in die lug in, dan is dit net 'n simboliek van Jesus en ons oog volg hom op. Die wolk gaan nie die ballon wegneem nie, maar ons weet wat die manne in wit klere dan vir die disippels gesê, as julle toe na vore kom en net vir ons dit wil doen asseblief. Lukas skryf oor wat Jesus gedoen het, die onderrig gegee het tot en met sy hemelvaart. En by die etenstafel word daar vir ons gesê, bly in hierdie stad, bly in Jerusalem, wag vir die belofte van my Vader. En dan in Handelinge 1 vers 8, die laaste woorde by die hemelvaart, wat Lukas opgeteken is, daarna, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, julle sal my getuies wees. So waarlik dit wat hy sê in die boek van Lukas wat opgeteken is oor alles wat Jesus gedoen het, alles wat hy onderrig het tot en met die laaste die hemelvaart, dit is opgeteken. En dit is vir ons 'n stuk gemoedsrus dat ons vanaand kan weet, maar alles in die Bybel is opgeteken tot en met Jesus se hemelvaart. En daarna het die apostels gaan getuig, Paulus het sendingwerk gaan doen en Johannes het dan self opgeteken wat in die hemel gebeur het in die boek van Openbaring met die beelde. En dit is vir my 'n goeie vertrekpunt rondom hemelvaart, dat ons weet alles van Jesus se lewe is opgeteken. En dit bring my by die punt waar ons kom en sê, maar die voltooidheid van Jesus se werk het veroorsaak dat hy in die hemel opgeneem kan word. En as jy mooi geluister het en weer gaan lees in hierdie gedeelte, dis vir my so mooi dat Jesus opgeneem is in die hemel. 'n Opname. Kom my kind, soos die verlore seun wat terugkom, ons gaan nou 'n bietjie daarby stil staan. En Jesus is opgeneem in die hemel. En dit is vir my so mooi dat dit nie net 'n opvaar na die hemel is en 'n wonder ons waar Jesus is, met alle respek, dwaal hy rond hier nie, maar die Bybel sê ons daar's 'n hemelvaart en daar's 'n opname in die hemel gewees. En dan later gaan ons verder waar ons lees dat hy sit aan die regterkant van God die Vader. En wat beteken dit dat Jesus se werk voltooi is op aarde? Dit sê vir ons, alles wat hy gekom het om te doen, dit het hy gedoen. En op hierdie punt wil ek sommer blaai na Johannes 17 vers 4 toe. Net om te bevestig ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat u my gegee het om te doen. Jesus is antwoord. Hy sê, ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat u vir my gegee het om te doen. Dis die volëinding van Jesus se werk, so daar kom 'n einde aan sy werk, en daarom kan ons sê, Jesus, u mag opvaar na die hemel, want alles wat u Vader vir u gevra het en beveel het om te doen, dit is gedoen. Wat meer moes Jesus aan die kruis gedoen het, sodat ons vergifnis van sondes kan ontvang? Wat meer moes hy gedoen het om die dood te oorwin, uit die dood het opgestaan het? Wat meer moes hy gedoen het?
Na die dood het hy verskyn aan verskeie mense, enkelinge groepe, 500 saam. Wat meer moes Jesus na sy opstanding gedoen het, om te bewys dat hy opgestaan het? En in hierdie gedeelte het ons self gelees dat hy na sy opstanding gepraat het oor die koninkrykswerk. Jesus het alles gedoen wat hy moes gedoen het. Daar is niks meer wat hy moes gedoen het nie. Hy het gelewe, wonderwerke gedoen, hy is verwyk, hy is valslik beskuldig, hy het gelei, hy is gekruisig, hy het die dood oorwin. En as ons nou wil slim wees en ons vra vir mekaar, en ek sê, draai so groepie na mekaar toe, en dink so 'n bietjie en antwoord my die volgende vraag. Wat meer moes Jesus gedoen het, as wat hy reeds gedoen het? Dink bietjie. Is daar iets, skrifgeleerdes, groot teoloë, is daar iets wat Jesus meer kon gedoen het op aarde in die tydperk wat hy hier was? En julle kan nou gaan wakker lê vanaand 'n bietjie gaan dink en sê, maar ek wil Rion verkeerd bewys. Ek dink daar's nog iets wat Jesus moes gedoen het. Asseblief gaan doen dit en kom terug na my toe. Stuur 'n boodskapie sodra jy antwoord het en sê, ek dink Jesus moes nog A, B, C gedoen het. Jesus het alles gedoen wat sy Vader hom beveel het. En dis die bevestiging uit Jesus self uit. So daarom kom ons sy tydperk op aarde het tot op einde gekom en het alles gedoen wat hy moes gedoen het. Nou gaan ons na die littekens van Jesus toe. Jesus is opgeneem, ek hou van die woord opgeneem na in die hemel. Is hy met littekens opgeneem of sonder littekens opgeneem? Jesus is met die littekens van Golgotha in die hemel opgeneem. Jesus is opgeneem omdat hy 'n aanvaarbare offer vir God die Vader was, omdat jy my kind, jy was gehoorsaam aan my gewees. En Jesus kom in die hemel en word opgeneem en hy sê, maar hier is ek wat gesterf het vir die mense. Kyk na die hande, die gate in my hande, in my voete en in my sy. Kyk die merk op my kop waar die doringkroon vasgesteek het. Kyk na die geeselhoue op my rug. Dit is ek, die seun van my Vader, wat opgeneem word in die hemel. Jesus word opgeneem met pyn en lyding, want dit wat hy op aarde deurgegaan het. Hy los nie sy pyn en lyding vir ons agter nie, word met pyn en lyding wat hy op aarde beleef het, daardie littekens word hy in die hemel opgeneem. En God sien Jesus as 'n aanvaarbare offer om opgeneem te word in die hemel. En as God die Vader dan sy seun as 'n volmaakte offer aanvaar, hoekom aanvaar ons nie Jesus Christus as 'n volmaakte offer aan die kruis dood nie? Want hy kon niks meer gedoen het nie. U bevele het ek gehoorsaam. Dit wat u vir my gesê het, dit het ek gedoen. As ons kyk na soldate wat terugkeer van 'n oorlog af, hulle kom met hulle littekens terug en hulle wys gewoonlik, dit is die slagveld en ek het hier dit gedoen. En ons elkeen loop met 'n litteken of twee rond. My linkerkant het so 'n snymerk hierso. Toe ons nog kinders was, het ek 'n pyl en boog probeer maak. Uit 'n groot palmtak wat nou 'n bietjie kan buig en dan moes nou die blad gespan en ek moes 'n keepie maak aan die bokant van die stok. En die mes gly toe hy hier deur die tuin. Maar ons is mos nou laaitjies, jy druk met die duim in jou mond, jy sy geraak, pat jy weer aan en jy sit ietsie op. Daar's nie van verbande of steke of iets nie. Later as jy by die huis kom, dan vra ma wat gebeur het en dan sê jy nog bakkerik ook nog tussenin omdat jy so stupid ding gedoen het. Want ons loop met fisiese littekens rond. En baie van ons kan sê, maar hier's 'n operasie net. Ek onthou hierdie litteken herinner my aan dit. En dis uiterlik. En dan is daar ook die innerlike littekens wat ons hier rondloop van alleenheid, verwerping, seer gemaak, onregverdige behandeling. Ons loop met daai interne littekens ook rond. Maar weet julle, Jesus het vir daai littekens gesterf. En hy is opgeneem in die hemel met daardie littekens. Wat 'n wonderlike gedagte is dit nie, om te weet,
Jesus het alles moontlik gedoen in sy tyd op aarde. Die merke van Golgotha aan sy liggaam, hy's daarmee opgeneem in die hemel. En dit is merke wat ons veroorsaak het. En hy's opgeneem met daardie merke. En dan gaan ons na Markus 16 vers 19 toe. Daar waar hy is opgeneem in die hemel, en hy sit aan die regterkant van God die Vader. Wanneer sit ons? Wanneer ons werk klaar is. Wanneer ons werk klaar is, dan sit ons in Efesiërs 1 vers 20-21, as ek nou reg is, julle kan nou kyk daarso, dan sê dit dat Jesus die hele mag onder sy voete het, die heersers, die owerhede, die wêreld, alles is onder aan sy voete. En hy is daar die posisie gegee om van daar af te heers, dat hy in hierdie posisie is aan die regterkant van God die Vader. En dan gaan ons na Hebreërs 10 vers 11 en 12 toe, maklik om te onthou. Ek probeer altyd sulke goedjies uitfigure om te onthou. So Hebreërs hoofstuk 10 vers 11 en 12. Daar word al vir ons gesê dat ons as priesters, of die priesters moet dag vir dag werk doen. Want die sonde hou nie op nie. En hulle moet hierdie sonde probeer vergewe deur die offers. Dan word al vir ons gesê, daar's een volmaakte offer, Jesus Christus, en hy het opgevaar en sit aan die regterkant van God. Kom ek lees dit vers 11 en 12 vir julle van Hebreërs 10. Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig, en bring elke keer weer dieselfde offers, wat nog nooit die sondes kan wegneem nie. Vers 12, maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring, en vir altyd aan die regterkant van God gaan sit. Wat beteken dit om die regterkant van God te sit? Dit beteken van daar af heers die Here. Van daar af het hy die almag en die mag om te heers. En as ons teruggaan na die antieke tye van die geskiedenis en hoe die dinge gewerk het, as jy aan die regterkant van 'n koning staan, dan is jy mede-regerder. Jy bedien hom van advies, jy regeer saam, dis 'n plek van eer en eerbetoon, dis 'n plek van status. En hier lees ons dat Jesus se werk ten volle voltooi is op aarde. Ons het ooreengekom, daar's niks meer wat hy kan doen nie. Hy's opgeneem met littekens in die hemel en hy sit aan die regterkant van God die Vader. Van waar hy regeer oor magte, oor owerhede, oor die hele wêreld. En dit is vir my so 'n mooi beeld dat ons dan kan sien dat hemelvaart nie net Jesus is wat opgevaar het na die hemel en nou wag ons vir sy terugkeer nie. Daar is soveel meer aan die hemelvaart, aan daardie sit aspek. As ons dan kyk na hierdie aanloop, dan bring ons dit by ons Pinkstergedeelte uit. Handelinge 1 vers 4, daar staan ons nou, wag op die belofte van my Vader. Dit wat hy beloof het, wag op daai belofte. En dit is ook hoekom ons simbool vir Pinkster die windpomp is. Gaan soek die windpomp die wind, of kom die wind na die windpomp toe? Wanneer begin die windpomp sy volle doel bereik en doen wat dit van ons stel is om te doen? Wanneer die Heilige Gees, wanneer die wind waai, dan begin die windpomp te draai. Wanneer die lemme hierbo draai, dan word daar water gepomp, strome lewende water. So ons moet ook begin leer om te wag op die belofte van die Vader. En wanneer ons dan so stil raak, en ons gaan bietjie gereeld stil raak in die Pinkstertyd, watter belofte het God 'n bewaarheid gemaak in jou lewe? Watter belofte het waar geword in jou lewe? Dink so 'n bietjie terug. Here, ek het U vertrou vir dit. Ek het geglo dit sal gebeur. Here, dit my motortjie dalk, Here, 'n wet gestel. Here, kinders, as ons kyk na Abraham en Sarah, 10 jaar het hulle gewag. As ons kyk na Josef, wat ons ook gaan by stil raak, Maandag aand is die Here ons Vader. Hy het in lyding gewag, sodat hy en sy familie weer kon verenig.
Hy het in ongeregtige tye geleef. Daar was 'n wagtyd gewees. Toe kom ons raak net so vir 'n oomblik stil en ons dink sommer aan 'n belofte wat waar geword het. En hoe lank daardie belofte gevat het om waar te word. Wanneer ons kyk na Handelinge 1 vers 4 en ook Lukas 24 vers 49. Lukas 24 vers 49 staan daar vir ons geskrywe: Bly in die stad, totdat julle met die krag uit die hoogte toegerus is. Bly in die stad, totdat julle met die krag uit die hoogte toegerus word. So daar's 'n wagperiode, 'n opdrag van bly in die stad. As ons kyk na Handelinge 1 vers 4, moenie uit Jerusalem uit weggaan nie, maar wag op die belofte van my Vader. Moenie uit Jerusalem uit weggaan nie, wag in die stad. So daar's 'n wagperiode. Nou kom ons en ons draai die hele verhaal op sy kop. En ons sê vir mekaar, Jesus het nie hierdie opdrag gegee toe hy opgevaar het na die hemel toe nie. Wat sal met die disippels gebeur het? Wat sal na Jesus se hemelvaart gebeur het as hy nie vir hulle gesê het gaan wag nie? As die Here nie vir ons sê wag nie, dan dwaal ons die hele wêreld vol. Daarom sê die woord van die Here, die skape ken my stem en hulle volg my. Want ons ken die Here se stem, so ons moet eens wag. Daar's 'n wagperiode en hulle het teruggegaan na die plek toe waar hulle gewoonlik by mekaar gekom het. So kom ons onthou Handelinge 24:49, Lukas 24:49, Handelinge 1 vers 4, dat daar 'n opdrag gegee is om te gaan wag in Jerusalem. En dan gebeur daar iets besonders. Hulle bly saam, hulle volhard in gebed. Daar's eenheid onder hierdie mense. Vers 15 van Handelinge 1 sê vir ons daar's 120 mense bymekaar gewees. So 120 mense was bymekaar gewees omdat Jesus gesê het gaan wag. En omdat hulle gewag het en gehoorsaam was, het hulle in hierdie wagperiode gebid. Wat doen ons as ons wag vir die Here? Dit raak ons ongeduldig. Begin ons eie plannetjies maak, doen ek dinge sommer self sonder om die Here te ken. Ek wil nie meer wag nie, ek kan nie meer wag nie. Wat interessant is, ek het 'n storie van Abraham en Sara voorberei, dit deel van Pinkster, maar dit toe weer uitgehaal. Jesus het aan Abraham 'n nageslag beloof. En toe dit kom in die bevestiging van die belofte wat hy gemaak het, Abraham wat hy kan gevat. En het gesê, Abraham kyk op na die sterretjies. Dis geloof in hierdie wagtyd, waar God vir jou sterretjies wys en sê, kyk op, so baie kinders sal jy hê. Dis die belofte wat ek aan jou gemaak het, dit sal waar word. Dis nie motivering of baie praat nie. God gee vir Abraham hierdie wonderlike manier van net verstaan en glo in die wagtyd. En dan kom ons by die slotgedagte, weer eens Johannes 17 vers 4, en ook die 6de kruiswoord van Jesus, waar hy sê, dit is volbring. Vader, alles wat U my beveel het om te doen, dit is volbring, ek het dit gedoen. Waarom kan ek opvaar na die hemel? En Jesus sit aan die regterkant van God die Vader, en hy gee vir die kerk die opdrag om te wag op die belofte van die Vader. Ons het reeds die Heilige Gees ontvang, so die kerk en ons as gemeente moet wag vir leiding, vir insig. Ons moet wag dat die wind begin waai in ons lewens. En wanneer ek na Pinkster of aan Pinkster dink, en ek dink aan my verwagting,
En is my eerlike opinie, ek het nie 'n verwagting nie, want ek is ook vir die Heilige Gees, ek wag, dat die Heilige Gees met my die pad sal stap, maar die beeld wat ek sien vanaand is, 'n droë rivierbedding. En ek dink daar's baie kort videoklips op TikTokie wat jy kan gaan kyk, na al die Kaatermas rivier wat afkom. Dan is daar die droë rivierbedding lê daar. En dan iewers bo in 'n berg, of ver in die rivier loop op, was daar 'n dam wat oorvloei. Dan kom daai water van oor ver af. En al die boere en almal kom en staan en kyk hoe hierdie droë rivier loop verander. En 'n stroom lewende water. Maar dit begin met 'n stroompie wat so stadig oor die klippetjies gaan. Waar die stokkies en die stoffies so saam met hom neem. En dit is my beeld wat ek graag by julle wil laat vanaand is, ek sien myself hierdie Pinkster as 'n droë rivierbedding. En ek vra Here kom vloei oor my en verander die droë rivierbedding in 'n stroom lewende water tot seën vir ander mense. En mag ons dan dit werklik beleef en ervaar. En mag ons die windpomp in gedagte hou, dat ons sal besef dat daar 'n wagperiode in ons lewens is. Voordat ek begin draai, voordat ek begin iets doen, kom ons wag op die Here. Hierdie paar dae van Sondag na Donderdag is 5 dae, Pinkster is 10 dae, maar in hierdie tyd gaan ek 'n spesiale ruimte gee vir wag. Wag op 'n antwoord, wag op genesing, wag op uitkoms, wat dit ook al mag wees, mag ons wagtend wees. Terwyl ek probeer die lied vir ons gaan regkry, dat ons gaan na luister dieselfde een as vanoggend. Hierdie lied is 'n verwerking van Psalm 130 vers 6 en 7 en 8, waar die psalmdigter sê, my hele wese of met my hele wese wag ek op die Here. Hoe wag ek op die Here? Met my hele wese of net gedeeltelik? En dis hoekom my kindergedeelte ook dan Sondag vir die kinders die handskoen gaan wees. Wanneer ek 'n handskoen aantrek, dan sit ek hierdie handjie van my in al 5 vingers in. Ek druk nie net 3 vingers en 2 hande so pap hierso nie. Dan het ek nie volle oorgawe gemaak. Ek druk al 5 my vingers plus die palm van my hand in die handskoen. Die handskoen kan daar lê en onbruikbaar wees, maar wanneer ek my hand daar indruk, dan raak dit bruikbaar. So die handskoen wag vir die hand van die Here. Ek is die handskoen en ek wag vir die hand van die Here oor my lewe. En wanneer hy in my lewe inkom en die stroom wat oor die droë rivierbedding loop, dan gee ek 'n volle oorgawe. Al 5 vingers plus die palm. En mag dit dan ook so met julle wees. Kom ons luister dan na ons laaste lied en dan gaan ons afsluit met ons slotlied. Uit dieptes roep ek U, Here oor my sin, in die donker van my hart, soek ek weer U stem, as die sonde so onthou, wie kan voor U staan, maar by U is daar genade, daar is weer begin. My siel wag op die Here, meer as wagters op die dag, meer as wagters op die môre, hou ek vas, ek wag, my hoop is in sy woord, hy sal kom, hy sal
die stilte van die nag. Hou ek aan vertrou, selfs wanneer ek niks meer voel, weet ek is trouw. Meer as wachters op die môre, meer as wachters op die lug, my siel was op die Heer. Hy sal kom, hy sal red. Ek gee 'n oomblik van wag. Vir elkeen wat vandag wag op genesing, op antwoorde, op troos en op hoop en op rigting, kom ons bly getrou wag op die Here. My Here en my God, leer my om te wag, my siel